Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Iemand het eendag gesê, dat om geloof te hê, moet jy watte in jou ore stop. Wat hiermee bedoel word, is dat as 'n mens in geloof wil lewe, moet jy ook leer om die kritici, teenstanders en negatiewe stemme uit te skakel. Die bekende skrywer Theodor Geisel het 43 keer boeke ingedien. En 43 keer is daar vir hom gesê, jou boek is nie werd om gepubliseer te word nie. Maar hy het nog een keer onder 'n nuwe naam probeer. Hy het geweet dat sy naam so sleg was, dat niemand sy boeke sou publiseer nie. Daarom het hy sy naam verander na Dr. Seuss. 210 miljoen kopieë later het hy almal verkeerd bewys. Net so is niks onmoontlik in jou lewe wanneer God vir jou sê jy kan dit doen nie. Jy sien, hoe ouer jy word, hoe meer wil die vyand hê jy moet tevrede wees in jou gemaksone. Dit veilig speel en nie enige risiko's neem nie. Hy wil hê jy moet dit rustig vat en nie in enigiets groters vir jou lewe glo nie. Maar dis nie hoe God jou gemaak het nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar en is bedoel om groot dinge in hierdie wêreld te doen. Om egter jou ware potensiaal te ken, moet jy na jou Skepper toe gaan. Slegs hy weet wat hy in en deur jou lewe kan doen. En slegs hy kan daardie potensiaal ontsluit. Hoe doen hy dit? Jesus sê in Johannes 8 vers 31 en 32, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. God se woord sal alles ontsluit wat jy gemaak is om te doen en te wees. Daardeur sal jy dinge kan doen wat jy nooit gedink het moontlik was nie. Hoe doen jy dit? Wel, eerstens, deur God se woord te bestudeer. Jy sal nie jou potensiaal ontsluit, totdat jy die Bybel werklik oopmaak en dit bestudeer nie. Tweedens, deur God se woord te aanvaar oor jou lewe. Die Bybel moet die hoogste gesag in jou lewe wees. Jy mag dalk nie hou van wat jy lees nie, maar as jy God se beste vir jou lewe wil hê, moet jy aanvaar wat dit sê as die finale gesag vir hoe jy leef. Derdens, deur God se woord te gehoorsaam. Jy kan nie net God se woord leer en God se woord aanvaar nie. Jy moet ook doen wat die woord sê. Here, ek kom voor U op soek na leiding en duidelikheid in my lewe. Help my om unieke gawes en talente wat U my gegee het, te ontdek en lei my om dit te gebruik om U doel te vervul. In Jesus naam bid ek dit. Amen.